Liewe medelewendes, ek staan hier om 'n praatjie te lewer oor die geskiedenis van Suid-Afrikaanse verdriet, sonder die vye blaar van die nodige boekekennis, met die skamele bedekking van 'n bloemlesing byderhand. Want ek het vir kwaad geld rondgeleë in my jeug. Eers later het ek verstaan, soos Henny Oukamp geskerts het, kwaad geld is 'n skrywer se kapitaal. Skryf was nog altyd 'n poging om tyd te herwin. Lank voor Marcel Proust 'n Madeleine-koekie in tee gedoop het en sy 20 volumes van Remembrance of Things Past, soos 'n swaar gewete op jou boekrak kom lê het, weet dat jy dit nooit gaan lees nie. Trouwens, 'n skryf nie maar eintlik net 'n fatsoenlike ontkleeddansery nie. Blaadjie vir blaadjie ontbloot jy jouself, terwyl jy jou leser wil verlei, en terselfdertyd wil vermy. En die deentjie van daardie tafeldans is Forget Me Not. Ek woon deesdae in die Dwarsrivierkontry in die Boland, waar die mense nie Afrikaans praat nie, hulle praat poësie. 'n hemelse vallei vol duiweboere, dominees en dirigente in kore van in dieptes gans verlore. Selfs my peerbome se cultivares, Bonchrétien, oftewel goeie Christene. Die duiwel woon ook daar by ons in 'n diep kloof, tussen Kershout en Kochelmanders en Koekemakrankas. Daar waar die maan gebore word, soos 'n amandel versuiker vir 'n bruiloftfees, en in haar volte elke verliefde padda in die vlei tot raserny verlei. Ek kom egter van 'n plaas in die Vrystaat, daar waar die sonsondergang gebore word. Daar waar die dood nog springlewendig is. Waar ek al meer begrafnisse bygewoon het as wat ek gedigte geskryf het. Begrafnisse waar verse geslag eerder as berein word, om aanvoorwerk te doen by die voorvaders in die groot kraal. Op daai plaas Waaisand is die jaar se gang deur my pa bepaal. Sy woord was wet. Teen September moes die eerste reën val of die wolke is aangespreek. In Januarie moes die son skyn, want die saailinge mag nie verdrink nie. Alomteenwoordigheid was 'n groot werkslas en teen die winter was pa altyd raad op. Sy kinders was almal dromers, sy nagwag 'n dronklap, sy handlanger 'n dieseldief. Die bestek van sy dwingelandy is voortdurend oorskry. Somera was 'n opera van broeiende storms wat ingerol het oor die vlaktes, maar sonder die mollige sopraan wat hantering sterf in Italiaans. Weerlig het die beeste doodgeslaan met geweldige donderslae, soos die kanonne in Tchaikovsky se 1812 ouverture. En die honde het omgekom aan hartaanvalle en bosvleiskoors, elke dood erger as die vorige een, totdat Boetie homself in die laaste geliefde hond se graf gewerp het en pa met sy ore moes uithaal. Met die orde van die dag het pa dit makliker gehad. In die somer moes die son net voor 5 opkom. Oggendkoffie met dagbreek het hy self gemaak. Middagete is gedek in die eetkamer en altyd 'n ekstra sitplek by, in gevalle kunsmismous of wie ook al onverwags sou opdaag. Gasvryheid is die wet van die woestyn, en tomatieslaai met asyn en eie. Op weksdae was daar altyd nagereg. By die ingelegde perskes in Rome het Martha gewoonlik kom aanmeld. Baas, as iemand om baas te sien. Iemand wat 'n bees wou koop, of werk gesoek het. Of die ouermans wat bosskole wou oprig vir inisiasie. Hoed in die hand, oë na die grond, 'n stem van bepleiting. Asseblief my baasie. Baas het dan gesig en gesê hulle moet wag. Die ander swart mense wat in karre opgedaag het, is dadelik gesien. Gesprekke oor die mense wat oornag in die polisiesel met 'n pyp oor die kop geslaan is, omdat hulle nie 'n pasboek byderhand gehad het nie. Die pyp is in gooiingsak toegedraai, sodat die bloeding inwendig bly. Geen gesprek was egter belangrik genoeg om nie in die rede geval te word met my waar is my vleeplak nie. Dan moes almal bond staan om te soek en dan stil staan om te kyk hoe pa die vlieg tussen die suikerpot en die teepot jaag.
Baas se hand het vir niks behalwe die vleetplak verkeerd gestaan nie. Destyds het die onderwysdepartement vir salarisse betaal indien die boer 'n skoolgebouetjie vir sy plaaswerkers se kinders sou oprig. Pa het dit man alleen met 'n span van 20 gedoen. Toe Albert Lamini kom aansoek doen vir die pos as skoolhoof, het pa hom in die oë gekyk en gesê, ek betaal nie jou salaris nie, ek is nie jou baas nie, jy noem my Andries. Abel het sy vrou Mary en kinders in Oudtshoorn gaan haal en in die baksteenhuis langs die skooltjie ingetrek. Vir uitstappies na Viljoenskroon se industriële gebied of 'n treinrit na Vredefort, het die plaaswerkers se kinders droogspringmielies in klein pakkies vir 5 sent verkoop. Dit het jare geneem om genoeg geld in te vorder vir 'n avontuur. Saans het Abel en Mary adult education klasse aangebied. Sommige boere het hulle volk, wat wou leer lees en skryf, toegelaat om na Charlotte-tyd met die trekkers en waans oor te ry na Waaisand. As weerlig die krag afgeskop het Abel met Kerslig die stampvol klasse voortgesit. Abel en Mary wou vir die plaasmense wys dat daar 'n wêreld was aan die ander kant Waaisand se wenakkers en doringdraad. Dat die verbeelding mag reis sonder 'n pas. Die nag toe Abel en Mary se oudste seun Woesie in die lokasie met 'n mes doodgesteek is, het die polisie vir Maanpa gebel om die tyding oor te dra. Ma sê sy sal nooit vergeet hoe die laken van sy lijk afgetrek het nie. En hoe Mary in mekaar gesak het met die kreet, my boy. Voor sy aftrede sê pa vir Abel, bou vir jou huis op my plaas. Abel het blykbaar vir pa gesê, Andries, ek ken jou hart, en jy ken myne. Maar wie weet wat ons kinders harte eendag van mekaar gaan weet. Jare later is my broer Paul op die ouderdom van 27 weens 'n oordosis heroïne in Londen oorlede. In die vroeë oggendure soos gebruiklik vir geboortes en sterftes. Alleen, soos 'n weggooi mens, op 'n verslete rusbank in 'n nêrensplek. Sy res het oor die see gekom en ek en pa het sy kus gaan ophaal in die Wes-Transvaal. Maar het nie daarvoor kans gesien nie. Die wêreld was oranje, blanje, blou, maar sonder die vrede van volëindiging, soos Elizabeth Ebbers dit onthou. Abel en Mary het ons by die lijkshuis in Klerksdorp ingewag. Abel met 'n Bybel in sy arms, en pa wat in Mary se arms in mekaar gesak het. Dit was die enigste keer wat ek ooit my pa sien huil het. Die oggend van die begrafnis het die buurman gebel. Die een wat pa daai vuil goed genoem het. Die een wat sy vrou en werkers om die beurt met sy vuiste bygekom het. Maar die voel opgetel en toe sê hy vir haar, julle beeste loop in my milies. Sê vir jou man, hy moet nie agter sy seun se dood gaan staan en wegkruip nie. Kom haal die beeste of ek skiet hulle vrek. My pa het my man, toe nog my kerel, en my jongste broer Christian, beveel om oor te ry na Aanson, om daai vuil goed te gaan donder. Ek onthou nog die warm asems van die beeste op daardie lentedag in September langs die Valsrivier, deurdrenk en eersgebore Leroux, waar ons sê dat die groot trek al 8 geslagte bemaak het aan die rooi grond en die rooi gras. Ek het my broers en suster verbeter lief gehad, soos 'n soldaat sy kamerade, want ons was veterane uit dieselfde oorlog, wat steeds tussen ma en pa woed, terwyl die slagveld van ons gedeelde vreugdes en verdriet, oor groei en roes en onkruid, al hoe verder in die triespeeltjie verdwyn. Daardie jare was 'n vlugtige ewigheid, 1000 kwiete in die sneeu, en 'n woud van goue bome. Die aandson het al brokaat van hyasint oor die pand versprei, en ons lengte van dae in 'n vloed van wit lelies verdrink. Sedertdien het nog baie ander mense uit my boek verdwyn. Tannie Marie wat 3 dae lank in die gang gelê het voor sy gesterf het. Haar aanvaller het getuig hoe sy gehuil het terwyl hy haar verkrag.
En toe hy die volgende dag terugkeer om haar weer te verkrag, het sy nog asem gehaal. Die derde dag nie meer nie. Styx, pa se oorlede voorman se oudste seun, rasend van verdriet en maar gebrand deur die siekte wat nie genoem mag word nie, wat die werking ook nie kon losslaan, en toe verbrand al 3 sy kinders agter slot en grendel in die Makoko lokasie. Abel Dlamini, wat vroeg vanjaar op die ouderdom van 95 in Kanana by de Klerksdorp ter aarde gelê is. Daar was 1000 roubeklaars. Ons botas is in stoele in die heel voorste ry gegin. Pa het 'n kussing gebring vir die lang sit, uit ervaring. Boetie se baadjie het styf gesit, maar hy het ontspanne gelyk, want hy is goed met ontspan. Ma het 'n pofferbaadjie geleen, want sy kry altyd koud. Ek het weer warm gekry. Ons almal se seisoene draai. Ma is na die verhoog geroep om te praat by 'n kateder om soom en wit krasante. My ma was altyd besonder mooi en word steeds mooier, asof sy haar eie marmerengel na vore kom, soos 'n beeld wat in 'n boom sluimer. Ma vertel vir die gehoor dat na 'n paar jaar van aftrede, het Abel en Mary vir haar gesê, "We are retired, but we are not tired." En toe stig hulle die Kanana Retired Teachers Club. Die organisasie het wondere verrig. In November 2020 het NASA-ekspedisie na die internasionale ruimtestasie gelanseer. En Kanana skoolkinders was deel van 'n groep leerlinge wêreldwyd wat tydens 'n downlink met die ruimtevaders kon gesels. Ma se stem het begin wankel. Yes, Abel, you reached for the moon. Sy het vertel hoe Abel kom aansoek doen het vir die pos op Waaisand. Hoe pa vir hom gesê het, "Ek is nie jou baas nie, jy is my gelyke." Maar hy was verkeerd, sê ma. Abel Dlamini was nie ons gelyke nie. Hy was ons meerdere. Vir 'n oomblik lig die geskiedenis haar kop op. En trap katvoet en versigtig oor die opgestapelde krisante deur die stil saal. Samaya Antlin Tadi Dlamini, fluister die priester. Mooi loop. Toe roep 'n vrouestem 'n hoë noot uit en al 1000 roubeklaars val in met 'n ritmiese gestamp van voete en akkoorde. Musiek wat jou oopkap, soos 'n byl houtkap. En 'n afgeslagte woud van ontreddedes word vorentoe gebeur op 'n groot rivier van verdriet en aanvaarding. Toe dit alles verby is, ry ons 'n lang stofpad terug plaas toe. Ek het in die donker in my kamer gaan lê en deur die diewering gekyk hoe die son in die dam sink. My ouma grootjie het 'n trop ganse gehad wat op die dam gebly het. En saans het hulle teruggevlieg oor die huis en langs die kombuis kom land, sodat sy hulle kon voer. Sy het die ganse vir hulle donsvere gepluk om die kussings te stop. Toe die Britte die aarde begin verskroei, het my grootoupagrootjie in dieselfde huis met sy kraakvloergange en osbloekdak 'n pleidooi vir vrede geskryf. Van boer tot Engelsman. Gesê, ons moet nie beklei nie. Vra maar vir my. Ek het met 'n Engelsman getrou. Versoening is soveel lekkerder. Ek verlang na hier, na my Engelsman, na die drif van ons beginliefde en die innigheid van ons beginherfs. My Engelsman is 'n prins. Al moes ek een van hom maak. Deur vele nagte seisoene op donskussings van lang vergane wit ganse. 'n Jong joernalis het my eendag gevra, "Is jou historiese gedigte waar?" Ek het hom amper met 'n liniaal oor sy vinger gepiets oor so 'n stytige vraag. Inderwaarheid is dit wel 'n ingewikkelde filosofiese kwessie. En die antwoord is ja nee. Beauty is truth beauty. That is all you know on earth and all you need to know. Het John Keats beweer, voor die jaloerse engele hom hemel toe gesleep het om daar die ewigheid te besing.
'n leser kyk nie in 'n siel in nie, maar in 'n spieël in. Dit is net my familie nie, dit is 'n familie, 'n archetype. Ons maak sin van die wêreld deur ander se stories. Ergens in die sop van die kollektiewe onderbewussyn, prit 'n instink vir verhoudings eerder as objekte. 'n Stoel byvoorbeeld is nie 'n houtbrakseersel met 'n sitvlak nie. Dit is 'n ding waarop gesit kan word. Dis kan 'n klavierstoel wees, of 'n stapel boeke, of selfs jou vet lui geliefde labrador. Selfs jou familie se opgehoopte besware. Indien alles 'n stoel kan wees, kan almal 'n digter wees. Miskien. Maar ons is ook lui soos labradors en herkou aan clichés. Ernstige digters is meestal wynvlee en kerkmuise, belas met die enigmatiese ywer om die bron van taal te suiwer met hernuwing. Want daar diep in die bron lê die raaisel van ons bestaan, sowel as die troos wat ons ontgaan, wat jy nie net met taal alleen na die oppervlak kan bring nie. Dit is musiek wat ons oor na die berge lig. Daarom moet 'n digter met die oor steel. Oral oor is melodie en ritme. Jou eie hartklop, die tortelduwe wat sonaanbiddag, 'n sedige 3-4 walskoer, tot die maan wat haarself toespin in 'n siklus van kokonne. In die weste probeer ons hard om die dood te maak. Weg is die weeklaag en sak en as. Ons boeke en konsertsale is waar rou met die handskoen trou. Gelukkig woon ons nie in die weste nie, daarom in hierdie geweste, met genoeg voorvaderkennis om te weet, katharsis is harde werk alleen. Jy moet kollektief in kore ween, ideaal gesproke vierstemmig, a cappella en in Afrika, en in beurtsang, soos die bokmak hierdie maak. Ter afsluiting wil ek graag 'n gedig voorlees, wat terugkyk na die gebeure in my boek Valsrivier, maar met die afstand van baie jare gesien. Jou broertjies en susters was so hartseer soos speenkalvers in die reën. Nat sloete in die yserdrukgang van bloederige naaldstring tot slagbaan. Pa het nie bakkie gesit en rook, maar die goedkoopste kus gekies om die volkies te wys, mens wors nie geld op dooies nie. Jou kus het woekery weerspreek sonder die donker viool van jou hart. Die polsende klok van jou heroïse vreugdes onder verhewe kruissteek van spreeuklauwe gestil. Op 'n katafalk van planke was jou vel groen, soos jong piesangs wat ons by die kruidenier van Madeira Fruits gekoop het. Hy het nooit Engels kon leer nie. Wat het ons geweet van die luifore, wingerde en kantwerk van sy vaderland? Met ons skurwe hakskene, veldsere en douwere, het ons gelag vir die porre. Die ure het saffraan gesprinkel oor die gebarste appels van jou oë, ons middags van die alledaagse. Deur jou gesien het alles mooi geword, die kere toe ma soms gelukkig was, haar stem 'n geskeurde blom van sy, in die kombuis waarin ons gewals het, met 'n mandjie vol eiers en vere en skuit, om meel deur die sif te mors. Niemand voel meer daar nie. Die vlei fluister deur die gange, eile staan wag op niks. Jou grafsteen het geswel, soos 'n brood uit die soeie. Die vryheid wanneer jy gesmag het, Andries en Sandra se oudste, mooiste, slimste, was 'n skag in leemte gedolwe en 'n skuiling teen somer. Ons het boksertwak gerol om 'n papery van nagte te blus en dronk op jou graf gedans. 'n koeltjie brand nog soms in pa se oog, fyn linte rook uit die sprokkelhout van katarakte, wanneer hy tastend die rammelende laaie, vir zambak, veters, kaartentransport, die God in hom laat huil. Ons strydros, wat stotterend, weerigkettings roggelend oor die aarde sleep.